Ons het vandag hier saamgekom om Gerard Klaasen se lewe te gedenk. Ek dink ons kan vanoggend vir mekaar sê dit wat hier gebeur is nie maklik nie. Die finaliteit daarvan, hoe sê 'n mens totsiens vir iemand wat jy liefhet? Maak nie saak hoeveel mense aan jou dink, hoeveel ondersteuning daar is nie. Dit bly eensaam. Die heengaan van 'n geliefde laat 'n leemte in ons harte, maar ook in ons lewens in totaliteit. Dink vanoggend maak nog seerder omdat ons nie gereed is om afskeid te neem nie. En veral op die skielike en moeilike manier wat dit gebeur. Hier diep binne in ons het ons almal die vraag hoekom. Daniel Lou verwoord dit vir my altyd sinvol as hy sê die hoekom vraag is die pyl van pyn binne in die vesels van die menslike siel. Daarom sê ons dit breek my hart. Lyding kan 'n hart maak of breek. Wanneer ons dan vra hoekom, dan lê ons die siel bloot. Sê ons eintlik ek sien nie kans nie. Dis te veel vir my, dit verpletter my. Hoekom is die noodgedwonge ontkleedans van 'n siel wat naak staan voor God en nie die deursoekende oog van die naaste kan ontwyk nie? Ek kan nie vanoggend kom troos nie. Ek kan maar net die evangelie uit 'n ander hoek kom belig. En die hart van daardie evangelie is dat ons vanoggend ruiterlik erken dat ons nie op ons eie bene vandag hoef te staan nie. Dat die Here ons dra en ons lei. En dat ons behoort aan die Here. En dat niks ons van sy liefde kan skei nie. Dear friends, family, all who have gathered here today, thank you for being here. Thank you for being here, not just to say goodbye, but as a symbol of us standing together, holding on to one another, to share memories, to honor the life of Gerard, whom we all so deeply loved. Today we come with many emotions, sorrow, confusion, gratitude, love, pain, perhaps even anger. And all of it is human. All of it is allowed. No one needs to be strong today. No one needs to have the right words. We can just say we are all in this together with Lelani and the family. We are also here today to celebrate a life, not the way it ended, but the person who lived it. The laughter we remember, the stories we will keep telling, the kindness, the quirks, the unique way in which Gerard created a space in all of our lives. And the great thing that we can hold on to today is the fact that he will remain a part of our lives. We also acknowledge the reality that we do not understand everything. Mental and emotional pain can be quiet, complex, overwhelming. But here, in this space, we choose gentleness with Gerard. We honor his life with honesty, dignity, and love. May today be a place where we can hold on to one another, where we can remember that love does not end here. And when we share our grief, may we also find comfort. May we find peace, however small, in this moment. Ek wil graag almal uitnooi om so vir 'n oomblik die volgende gedig van Koos van der Merwe in jou hart saam te sê. Dis 'n gedig vanoggend vir elkeen van ons wat hier sit.
Fokus op die woorde en kyk deur die krake. Krake dreig soos drake, neig om al my brokke ek uit die gekraakte kruik te breek, maar diep versteek lê tussen krake die vashou van die groot genade wat my stikkende stukke ek bymekaar hou. Deel van 'n geleentheid soos hierdie is die vaslê van herinneringe. En daarom gee ons nou geleentheid vir enkele huldeblyke. Ek nooi graag vir Anneke, Gerard se suster, om eers vir ons voor te gaan met 'n huldeblyk. Ons nooi graag vir Henko, Gerard se seun, om ook vir sy pa 'n huldeblyk te doen.
Marsha Burger stap ook al 'n baie lang pad saam met Lelani en Gerard en vir hulle is sy eintlik 'n tweede ma, maar in die formaat van 'n ouma. We invite Lelani to now
give her husband a last honor and to help us remember every moment.
Thank you, Lelani, for inviting us into Gerard's character. Not what he did for a living, but who he was, and sometimes who he wasn't. On behalf of the family, just a few thank you notes, bedankings, en al my dank aan my backup maat Tersha. Ek lees namens Lelani, wat my onmiddellik daarop gesnel het en by my gebly het die eerste 5 dae. Daarsonder sou ek nie staande kon bly nie. Baie dankie ma vir jou liefde en krag en dat jy Gerard as jou seun aanvaar het van dag 1 af. Hy was en altyd sal hy jou wit broodjie bly. Aan al die kinders, Kari, Simone, Johan en Henko, Laura, Charlie, Claudia, baie dankie vir julle volgehoue liefde en ondersteuning aan my ten spyte van julle eie pyn. Julle is my grootste skat op aarde en ek dank die Here vir julle almal elke dag. Aan my ma Anne-Marie, my suster Esther en my skoonsis Anneke, baie dankie vir julle liefde, insig, wysheid en ondersteuning. Julle is my steel magnolias. Aan al die familie, die Klaasens, die Burgers, die Blankensteins en die Sadies, julle is my anker en gee my 'n veilige hawe. Ek is baie lief vir julle. Vir die Waterkloof gemeentelede wat my elke dag wys hoe Jesus naaste liefde lyk in praktyk. Baie dankie. Om diensbaar en deel van julle gemeenskap te kon wees, was Gerard se grootste vreugde en ek koester elkeen van julle diep in my hart. My opregte dank. Aan die personeel en kerkraad van Waterkloof gemeente wat beheer geneem het van al die reëlings rondom vandag, die blomme, musiek, eetgoed, ruimtebeplanning en logistieke. Baie dankie. Julle het die las op soveel maniere ligter gemaak vir my. Spesiale dank aan Edward Loubser, Gerard se goeie vriend, wat my in my oomblik van nood bygestaan het. Dankie dat jy altyd een is op wie ek kan staat maak. Baie dankie ook dat jy, jou ma Betty en jou pa Anton ons tweede familie geword het. To all the friends and colleagues from around the world who have poured so much love and support out over me this last week, words cannot describe how much your love for Gerard and your empathy and support towards me has carried and comforted me in this difficult time. I appreciate every phone call, message, or shared memory, and will cherish this always. Gerard, or Daniel, as some of you knew him, touched so many lives, as is evident of the too many farewell letters still pouring in. Since we could not share all of them here today, we will put them together in a memorial booklet format and make the link available to you all. May God bless each of you and hold you for the huge loss you have suffered. Last of all, I want to thank my Heavenly Father, my Lord and Savior. I take all my comfort in knowing that Gerard is at peace, resting, and that we will meet again one day. If I've left anyone out, please forgive me. Overwhelming support and love has been shown to me, and I greatly appreciate all of that grace. Kom ons groet met 'n laaste video waarin ons sommer net so 'n paar mooi oomblikke in ons harte vasgryp. I'll tell the world, I'll sing the song. It's a better place since you came along. Since you came along. Your touch is sunlight through the trees. Your kisses are the ocean breeze. Everything's alright when you're with me. And you're my favorite thing. Oh, the love that you bring. Well, it feels like I've opened my eyes again. And the colors are golden and bright again. There's a song in my heart, I feel like I belong. It's a better place since you came along. It's a better place since you came along. I see the whole world in your eyes. It's like I've known you all my life. We just feel so right. So I pour my heart into your hands. It's like you really understand.
feels like I've opened my eyes again, and the colors are golden and bright again. There's a song in my heart, I feel like I belong. It's a better place since you came along. It's a better place since you came along. As ons opkyk na die berge, ook ons geliefde klapperkop hier net agter die gemeente, en ons wonder en ons twyfel oor waar ons hulp vandaan kom, dan weet ons vanoggend, ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Familie, vriende, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van sy Troostergees, wat vandag self ons trane afdroog. Amen. Kom ons bly net so sit en dan sing ons die baie bekende lied, 'n gunsteling vir Gerard saam, soos 'n wildspok. Ons sing dit die eerste keer in Afrikaans en die tweede keer in Engels. Vriende, baie dankie vir die begeleiding vanoggend. Liewe Heer, U het al die kinders lief en U het 'n besondere plek in die hart vir elkeen wat U gemaak het. U verstaan ons verskriklike vrese, ons diep depressies, ons uitsiglose oomblikke. Ons is verpletter deur hierdie gebeurtenis. Herder Heer, lei ons vanoggend na iets wat soos berusting mag klink. Verlos ons van ons skuld en bitterheid en omarm ons gebroke harte. Amen. Habakuk 3 vers 17 tot 19 lees ons. The scripture is also in the booklet in English. You are welcome to follow there. The Afrikaans will be on the board. Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie,
al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Ons almal wat vanoggend hier sit, ken die baie bekende gesegde, tel jou seëninge een vir een. In English, count your blessings one by one. Dit is so 'n tipe van 'n resepie wat 'n mens moet help om staande te bly wanneer die storms van die lewe om jou woed. Daar's die gedagte dat wanneer jy die heeltyd ingestel is op die positiewe van hierdie lewe, op dit wat sin maak en dit wat vir jou goed is, dat jy op 'n manier baie positief sal bly en dat jy nou elke dag sal kan sê, maar ek moet net keer of dit gaan beter. En dan kom Habakuk en kom wys vir ons die keersy. Habakuk kom en sê, maar kom ons stel ons gebrek aan seëninge. En dis wat hierdie profeet doen. Hierdie profeet tel letterlik die gebrek aan elkeen van sy seëninge en sê dan, nogtans, ten spyte van, in Engels yet. Dis vir my asof daai laaste stuk nie raak gelees moet word eintlik nie. Daai stukkie toevoeging daar moet eintlik net sê, ten spyte van, God is. Die Here is. Ons word vanoggend by monde van die profeet Habakuk op 'n plek gebring waar ons te midde van die seer en die hartseer van hierdie oomblik en nogtans 'n ten spyte van ervaring het. Want God is God en ons is mense. En ons kon vanoggend hoor in elke stukkie wat ons met mekaar gedeel het. God is God en ons is telke male stikkende gebroke kruike, vol krake. En op 'n manier kry ons dit kans om as kinders en as eggenote en vriende vir mekaar lief te word, so met ons krake en al. Kry die lig die manier om deur te skyn deur hierdie krakies. Nou as jy hierdie Habakuk brief of Habakuk boek lees van hierdie profeet, dan kom jy agter niks is pluis nie. Habakuk kla in hoofstuk 1 en sê, Here, hoe lank gaan U nou nog hierdie geweld laat aanhou? Dan stap die Here hierdie pad saam met Habakuk en Habakuk besef uiteindelik hy gaan nie antwoorde kry op sy hoekom vra in hierdie lewe nie. Maar Habakuk sien dat God intens en intiem by mense betrokke is altyd. Dat God werksaam is in mense se lewens. Dan hierdie pragtige visioen, al sou die vyeboom nie bot nie, al sou daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, dan is God nog steeds die onverklaarbare, die werkwoordelik onvoltooide, die God wat ons nodig het om vandag ten spyte van elke worsteling en wroging te kan probeer nie sin maak nie, maar net sê, Here, stap saam. Ek kan nie anders as dat U saam stap nie. Nogtans sê eintlik, hier's 'n spasie waarin iets kan gebeur. Ek dink hierdie laaste gedeelte, vers 19, eintlik die heel gedeelte word gefluister. Snikkend. Worstelend. Lelani, familie, vriende. Vandag is daar nie botsels aan ons vyebome nie. Ons kan ons beste gesiggies opplak.
Ons kan vir mekaar probeer sê ons is okay. Vandag het ons wingerde nie drywe nie. Ons beeskrale is leeg. Ons is verpletterd. Dan kan ons net sê, nogtans, ten spyte van. Ek dink hierdie nogtans, hierdie ten spyte van wil iets anders kom sê. Ek wil dit waag om te sê dat dit vanoggend kom sê, ek weet nie. Ten spyte van nogtans, yet become synonym for I don't know. Ek weet nie. En dan word ons stil. En dan is ons stilte vanoggend ons diepste belydenis. Here, ons weet nie. Maar U is. En daarom sal ons leef met 'n nogtans en dit ten spyte van. Sal ons probeer om een tree voor die ander te sit. The word yet, almost silent, just says, Lord, I can't walk alone on the heights of this life. In hierdie onherbergsame terrein waar ons onsself bevind. Ons het nie 'n voetpad hier nie, Here. Ons het nie 'n padkaart nie. Maar dankie dat U is. Ook vir hierdie spasie. Indien ek Gerard se lewe vandag in een sin sou moes opsom, dan dink ek sommer aan die aand van die 27ste November, Kersliedere by Kerslig het uitgereën en nou is klaar daar alles opgepak en is gietend en ons is druipnat. En ek ry in die pad af en ek dink, ag, kom ek gaan drink sommer net koffie by Gerard en Lelani. Maar tipies soos my en Gerard se verhouding begin dit met 'n skerts en ek bel en ek hoor Gerard antwoord en ek sê, Gerard, het jy hulp nodig? Jy weet, dit is nat buite en hier's 'n 100 kg generator wat op 'n bakkie gelaai moet word. En Gerard se enigste reaksie was, hang net vas, ek trek net gou my tekkies aan. En dit is vir my die opsomming van Gerard. Hou net vas. Trek gou my tekkies aan. Gerard kon die volumetriese gewig van goed uitwerk, die aerodinamiese vloei van 'n motor haarfyn uitwerk, sy motor so verander dat hy letterlik met sy rekenaar en sy selfoon kan tot by die werk ry. Hy kon 'n doodgewone koffie en iets verander wat jou daar laat uitstap en dink, wat het nou net met my gebeur? Jou kop is seer van al die wiskunde wat jy moes doen. Maar Gerard se karakter het altyd die hardste gepraat. Trek net gou my tekkies aan. Ek's nou daar. A service like this often offers us a symbolic moment, sacred pause where we are invited to retrace our steps with someone we loved. It is a moment to walk back through the journey that we shared with someone we loved. It's an opportunity to think about the conversations that shaped us, the laughter that carried us, the quiet understanding that held us. In remembering their footsteps, in remembering Gerard's footsteps, his footsteps alongside ours, we honor not only today who Gerard was, but also who we became because of him. I would like to give a moment for you just to quietly sit
and to retrace your steps with Gerard. Let's take a few moments. May we forgive ourselves for not realizing, for not being present enough. May we forgive Gerard. We don't know the depths of his darkness. May we try to live differently, to hear and to see in a different way. Not only eyes, but heart. Here, hier waar ons nou is die golwe groot. Die waters diep, donker, oorweldigend. Ons woorde is min. Ons emosies oorvloedig. Ons hart in tweestryd. Vrees, hartseer, ongeloof, woede, verwesendheid. Maar Here, ons kan vandag op hierdie onherbergsame plek net na U toe draai. Aan U voete sit. Here, hoe sal ons ooit weer kan staan? Dankie dat U is. Ook vir hierdie tye. Here, mag ons iewers en ons ten spyte van en ons nogtans iets kan prewel van U wat ons laat loop, daar waar alles ons wil laat struikel. Amen.
Friends, part of our being together is sharing a meal, breaking bread, and therefore you are all invited after the ceremony, after the service, to move to the hall where we will break some bread and remember the breaking of bread moments. Vriende, kom eet in goeie Afrikaans 'n troostbroodjie. So deel van wie ons is. Die genade van ons Here Jesus Christus, wat altyd genoeg is, die onverganklike liefde en trou van ons hemelse Vader en die Trooster Gees sal by elkeen van ons wees. Amen. Just to take a few moments just to sit while we listen to the music, and when you're ready, you are welcome to move to the hall.